Dink 'n bietjie hieraan. 'n Siekte wat vir jou 'n ononhandelbare ultimatum gee. Hou op rook of jy verloor jou hande en jou voete. Vandag kyk ons na thromboangitis obliterans, 'n rare, ernstige toestand met 'n baie duidelike maar ongelooflik moeilike oplossing. Kom ons spring sommer dadelik in met 'n regte mediese raaisel, een wat veral jong mense tref. 'n Toestand wat ondraaglike pyn veroorsaak en selfs tot amputasie kan lei. Hierdie is nie die gewone storie van rook en longkanker nie. Nee, hierdie is iets heeltemal anders. 'n Direkte, aggressiewe aanval op jou ledemate. Probeer jouself in hierdie prentjie plaas. Jy's jonk, onder 45, en skielik kry jy intense pyn, 'n koue gevoel of selfs seere op jou vingers en tone. Dis die soort simptome wat jy by iemand veel ouer sou verwag, maar hier gebeur dit met mense in die vleur van hulle lewe. Hierdie ding is nie nuut nie, glad nie. Dokters is al vir meer as 'n eeu besig om hierdie legkaart aan mekaar te sit. Die eerste leidraad was al in 1879, maar die deurbraak het gekom danksy Dr. Leo Burger. In die vroeë 1900s het hy besef, wag 'n bietjie, hier is iets anders aan die gang. Dit is nie die tipiese verkalking van are nie. Nee, dit was 'n unieke tipe inflammasie wat byna uitsluitlik by jong rokers voorgekom het. En kyk, dis die eerste groot leidraad, né? Die profiel van die pasiënt is so konsekwent. Oorweldigend is dit 'n jong man wat rook. Van die heel begin af het hierdie patroon vir ondersoekers geskreeu dat daar een baie spesifieke sneller moet wees. So, hoe op aarde kraak 'n dokter hierdie saak? Met simptome wat so maklik soos ander vaskulêre probleme kan lyk, hoe weet hulle het met Berger siekte te doen? Wel, die sleutel is om die verskil tussen TOO en die bekende aterosklerose te verstaan. Kyk gou hier. Aterosklerose is basies wanneer jou pype verstop raak met gedenkplaat soos cholesterol. Maar met TOO is die probleem heeltemal anders. Dit gaan oor inflammasie. Die are self word ontsteek en dan van binne af met bloedklonte toegeseël. Die pyp se muur bly heel, maar die vloei word heeltemal geblokkeer. So dokters het amper 'n checklist wat hulle deurgaan. Is die persoon jonk en 'n roker? Ja. Is die blokkasies ver in die ledemate onder die knie of elboog? Ja. En dan is daar hierdie baie spesifieke teken. Ontsteekte are wat lyk asof hulle van een plek na 'n ander spring. Dis 'n klassieke leidraad. En hierdie is fascinerend. Wat jy hier sien is die liggaam se eie desperate poging om 'n plan te maak. Op 'n angiogram, 'n tipe ekstraal van die bloedvate, sien dokters iets baie unieks. Die liggaam probeer nuwe klein bloedvaatjies groei om verby die blokkasies te kom. En hierdie nuwe roetes lyk presies soos kurktrekkers. Dis amper die liggaam se visuele handtekening vir TIO. So al hierdie leidrade, die jong ouderdom, die unieke inflammasie, alles wys oorweldigend in een rigting. Kom ons kyk 'n bietjie van naderby na die hoofverdagte in hierdie hele saak. Die syfers hier is, wel, dis amper ongelooflik. 99% basies. In die mediese wêreld kry jy byna nooit so 'n duidelike, sterk verband nie. Hierdie siekte en tabak is feitelik onskeibaar. En moenie 'n fout maak nie, ons praat nie net van gewone sigarette nie, glad nie. Die data is duidelik. Tabak in byna enige vorm kan hierdie siekte aktiveer. Sigare, pype, daai handgerolde biddies in India, koutabak en ja, selfs cannabis wat met tabak gemeng is. As daar tabak in is die risiko daar. En as ons 'n bietjie uitzoom en na die wêreldkaart kyk, sien ons presies dieselfde patroon. Die siekte is baie meer algemeen in streke soos die Midde-Ooste en Asië. Dit korreleer direk met die patrone van swaar tabakgebruik in daardie dele van die wêreld, wat die saak teen tabak net nog sterker maak. OK, so ons weet tabak is die skuldige. Maar hoe? Wat presies is die meganisme van hierdie aanval? Hoe voer tabak oorlog teen die adere? Die kern van die probleem is 'n trombus, 'n bloedklont. Maar dis nie sommer enige klont nie. Hierdie een is propvol inflammatoriese selle. Dit is basies 'n immuunreaksie wat binne in die aar self plaasvind. Die siekte vorder deur 3 duidelike stadiums. Eers kom die akute fase, 'n intense inflammatoriese aanval wat daardie klont vorm. Dan in die subakute fase begin daardie klont verhard en organiseer. En uiteindelik in die chroniese fase is die skade permanent. Die klont verander in 'n soort interne litteken, 'n fibriotiese prop wat die bloedvloei vir altyd blokkeer. En hierdie punt is krities. Anders as baie ander siektes wat die muur van die bloedvat self vernietig, val Burger siekte die bloed binne in die aar aan. Die struktuur van die aar bly grootliks ongeskonde, maar dit is van binne af geblokkeer. Dis 'n baie belangrike patologiese kenmerk. Goed,
Met so 'n aggressiewe siekte is daar enige hoop. Wat is die pad na herstel en kan hierdie skade ooit omgekeer word? Daar is net een manier om die vordering van Boehringer siekte te stop. En dis nie onderhandelbaar nie. Jy moet absoluut, onmiddellik en permanent ophou met alle vorme van tabakgebruik. Punt. Al die ander behandelings, medikasie, wondversorging, pynbestuur is net ondersteunend. Die enigste ding wat die siekte kan stop is om op te hou. En hier is die goeie nuus. Dit werk. As 'n pasiënt ophou, stop die siekte dood in sy spore. Om aan te hou rook is die enkele grootste voorspeller van amputasie. Soos hierdie aanhaling duidelik maak, word die risiko effektief uitgeskakel na 'n paar jaar van onthouding. Dis 'n direkte, meetbare gevolg. Vir pasiënte met ernstige, gevorderde siekte waar die skade reeds groot is, kyk navorsers na die voorpunt van medisyne. Terapieë soos terapeutiese angiogenese, wat stamselle gebruik om die liggaam te help om splinternuwe bloedvate te groei, word ondersoek. Dis basiese poging om 'n nuwe bloedtoevoer na die geaffekteerde ledemate te herbou. So, dit bring ons by die kern. Ons weet presies hoe om hierdie verwoestende siekte te stop. Die kuur is eenvoudig, maar dit is nie maklik nie. Los alle tabak. En dit laat ons met 'n laaste, diepgaande vraag. Die raaisel is nie meer medies nie. Dit gaan oor die menslike psiege en die aard van verslawing. As die oplossing so duidelik is, hoekom volhard hierdie siekte steeds?